Goeiemôre. Dit is maandagoggend, die 6de Oktober 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis net interessant vir hoe lank het mense stil gebly in Suid-Afrika, niemand het gepraat nie. En die paar mense wat wel gepraat het en gewaarsku het teen die regering, die ANC-regering, is hoofsaaklik diegene wat onmiddellik as ver regs en ekstremisties regs geklassifiseer is en was. Dis net interessant dat na die aankondigings van Donald Trump in Februarie van 2025, dan skielik 'n massa stemme beginne opgaan het teen die regering. En vir die eerste keer het 'n mens beginne sien hoe groeperinge en individue, invloedryke individue begin het om die regering in die openbaar te kritiseer en aan te val en te waarsku. Maar die feit dat dit al lankal aan die gang is, het verander na Februarie 2025 en skielik het daar 'n magdom stemme beginne opgaan. En ek kyk gister na 'n berig deur Dr. Theo de Jager. Nou, ek ken vir Dr. de Jager al verskeie jare. Ons was saam destyds in die Kongo betrokke daar met die boerdery. En ek weet dat dit is 'n persoon wat wye invloed het en wat oral deur Afrika en selfs internasionaal op landbouplatforms staan en sy plek inneem en vol staan. En hy het in sy berig gesê dat die sakesektor is eintlik te blameer dat ons in die posisie beland het in Suid-Afrika waarin ons is. Nou, hy sê dit aan aanleiding van 'n verklaring wat Neil Froneman uitgesit het, en dit is hierdie verklaring, waar hy sê die sakesektor is deels te blameer vir die posisie waarin Suid-Afrika nou is. Hulle het stil gebly. Hulle moes meer opdringerig gewees het, meer vasgeskop het oor wat reg en verkeerd is. Ek sê dit reguit in die openbaar. Die sakesektor moet betrokke raak om misdaad en korrupsie te takel. Maar nou sê Neil Froneman dit ook die dag nadat hy bedank het as die mynbestuurder of die groot mynbaas daar by Stillwater by daardie myngroep na hy afgetree het, terwyl hierdie goed gesê moes geword het terwyl hy nog daar fisies was. En deur stil te bly oor die afgelope klompie jare het die ANC net meer spoed gekry. Dis asof hulle meer vertroue in hulle korrupsie en in die diefstal van openbare fondse gekry het, dat hulle net groter en meer gevat het tot nadeel van Suid-Afrika as 'n geheel. Tog het baie mense dit gesien, maar niemand het iets gesê nie. Baie min het gepraat daaroor. Maar nou is dit asof daar 'n massa stemme beginne opgaan, wat mense waarsku en vertel dan ook wat aan die gebeur is nou. En soos Dr. de Jager daar sê, hy sê die boere wil ook hê daar moet meer ruggraat wees in die landbouorganisasies wanneer dit by grondonteeneming kom en dan ook wanneer dit by BEE kom. Maar dit is asof die groter magdom van rolspelers net eenvoudig op hulle rug gaan lê dat hulle mage gekrap kan word, of soos 'n klein hondjie wat voor 'n groot hond op sy rug gaan lê. Dis eintlik 'n teken dat hy oorgee. Waar is daai vegtersmoed waarmee ons as boere behoort mee
saam te staan wat ons moet gebruik as 'n basis van krag, maar jy sien dit nie sommer nie. En het ons nie gepraat oor byvoorbeeld Agri SA se optrede toe dit gekom het rondom die grondonteiening sonder vergoeding wat Donald Trump aangeraak het, toe hulle saam met die regering gestem het dat daar geen grondonteiening plaasvind nie. Waar is daai organisasies? Wat as al die besighede, die groot besighede, die groot landbouorganisasies, as die groot myne, almal saam staan teen die regering, teen die ANC geleide regering van nasionale eenheid, dan kan hierdie regering niks doen nie. Dan is hulle magteloos. Maar vir jare het 'n mens die idee gekry dat dit die besigheids, die sake sektor is, wat geen opsies gehad het nie, wat my elke keer soos die klein hondjie op die rug gaan lê en oorgegee het. En ek stem saam, dat dit is tyd dat groot organisasies begin praat en daaraan dink om daai massabelastings terug te hou om uiteindelik hierdie ANC finaal die nekslag toe te dien en te hoop dat iets beters gaan kom. Persoonlik voel ek dat dit nie gaan gebeur nie. Nie genoeg invloedryke leiers gaan opstaan en sê genoeg is genoeg nie. Ons gaan maar net sien dat 'n paar stemme opgaan en dit is jammer so, want die mag lê eintlik in ons hande en nie in die hande van die ANC nie. Al het die ANC die meeste stemme, het hulle net politieke mag wat hulle kan misbruik tot hulle voordeel. Hulle kan dit gebruik om wette af te dwing. Soos die een persoon gesê het, net in Suid-Afrika sal jy dit kry waar 60 miljoen mense beskerm word met raswette teenoor 4 miljoen. Die enigste plek in die wêreld, net in Suid-Afrika waar dit kan plaasvind. Maar eintlik lê die groot mag in ons hande. Want as die ANC nie die nodige befondsing het om op te tree nie, en ek sien gister dat die ANC skuld iets soos 83 miljoen rand as party, en dat daar nou weer beslag gelê is deur die Balje op verskeie items soos yskaste, koelkaste, kantoormeubels, rekenaars en goede om hulle skuld te delg. En dan sien jy nog soms hoe groot sakemanne kom en nog steeds skenkings aan hulle maak, wat hulle nou weer aan die gang hou vir 'n tyd, seker in ruil vir gunsies, maar daar sal nie gunsies wees om uit te gee of te bewys wanneer almal saam trek en saam staan en hierdie regering tot verandering dwing nie. Want as daar nie vinnig verandering gaan kom nie, positiewe verandering nie, as daar nie 'n manier is hoe ons die ekonomie kan omswaai nie, is daar net een uiteinde vir ons oor, en dit is uiteindelik 'n revolusie, anargie, burgeroorlog. Dan is dit al wat op die tafel oor is. Of ons beklei nou terwyl daar nog iets is om voor te beklei, of almal sal ondergaan. Al het jy 'n maatskappy wat verskriklik baie geld maak, wat baie invloedryk is, maar wanneer die massas hulle meer verloor en hulle woede toon, dis dan wanneer ons bitterlik swaar gaan lewe en swaar gaan kry en gaan sukkel om die situasie in Suid-Afrika te oorleef, wat nog te sê van om 'n ekonomie te laat herleef. So dit is eintlik al 'n bietjie laat, maar dit is verblydend om nou sekere stemme te hoor opgaan, stemme wat standpunt inneem, maar stemme wat lankal moes opgegaan het.
nie gewag het tot nou nie, lankal opgegaan het, maar nogtans liewer 'n bietjie laat as nooit. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en laat hierdie sommer vir julle mooi week wees wat voor lê en ons gesels môreoggend dieselfde tyd weer. Mooi loop, lekker dag.